Okay julle, ons gaan aan met die reeks saamprep. Vandag wil ek so vinnig gesels oor ietsie wat baie min mense aan dink. En ek wil dit net so half bietjie aanwakker by mense en ek hoop dit help dalk iemand wat dalk nou nog nie daaraan gedink het nie. Maar die groot ding wat ek vandag net so vinnig wil aanraak is jy weet as jy dink aan die toestand van waartoe ons op pad is of hoe ook al mense dit nou wil jy weet aanraak, maak nou nie regtig saak nie. Jy weet gaan jy half in 'n staat van ehm jou adrenalien gaan die hele tyd hoog wees. As jy dink jy weet jy het 'n werksdag vir al die mense wat fisies werk, jy weet jy sit in 'n situasie waar jy weet jy werk en jy's gefokus en al daai goeters, maar as jy tog nou van die werk afkom dan ontspan jy 'n bietjie en jy eet jou aandete of wat ook al en jy weet jy gaan dan nou bed toe. Maar ek dink in die tyd wat vir ons voorlê, gaan jy so jou adrenalien vlakke en goeters gaan so hoog hardloop. Ek wil amper so ver gaan om te sê jy gaan tussen 60 en 80% hardloop die heeltyd. En so nou en dan gaan jy hier na 90 tot 100 toe gaan. Maar ek dink die gemiddeld gaan omtrent so 60% wees. En of dit nou is as jy wag staan, of jy besig is om iets aan te pak waar jy as 'n julle as 'n familie moet oornag, om skuilings te bou of hoe ook al. Jy weet daar gaan altyd maar 'n bietjie van uh uh jy weet 'n drukking op jou wees om seker te maak jy kry dit goed gedoen ensovoorts ensovoorts. Uh en ek dink meeste mense kop dit en ek dink meeste mense verstaan dit. Maar hier is die ding waaroor ek nou vandag wil praat. Ehm wat gaan jy met jou die res van jou familie doen en jou kinders en so as jy nou bietjie in 'n rustiger uh tydperk in beweeg? Ek dink baie min mense dink daaraan. Ek dink die meeste is ek hou daarvan om te sê is altyd reg vir die geveg, maar hulle dink nie altyd aan die daarna nie. En ek dink dis nogal belangrik om daarna te dink, jy weet veral vandag se kinders. Ek wil nie betrokke raak in watter geslag is beter en al daai goeters nie. Ek het nie ek het waarskynlik nog maar my eie opinies daaroor, maar ek dink elke geslag is maar verantwoordelik vir die volgende geslag se probleme, as 'n mens dit nou maar so eenvoudig kan stel. So ek wil glad nie daaraan aanraak nie. Maar ek dink iets waaraan ons wel moet dink is baie van die kinders van vandag word groot met toestelle, of dit nou is 'n foon, televisie, TV-speletjies, jy weet tablets, daar's 'n verskeidenheid van goed. Jy weet die ouens ek wil so ver gaan om te sê die kinders word aanlyn groot. Wat nie 'n goeie ding is nie. Maar jy kan ook nie wegkom daarvan af nie. Dis nou ook maar iets wat ons ook al ondervind het. Maar die groot ding is wat ek net wil hê julle moet aan dink en wat julle bietjie in julle voorbereidingspakkies in moet werk. Is as daar nou nie meer krag is nie en daar's nou nie meer al hierdie snaakse dinge wat die aftreksel is in vandag se tyd nie. En ek weet baie mense like om te sê ja, die kinders van vandag, maar onthou net baie van hulle gebruik ook daai selfde tegnologie. Jy weet as dit nou is soos op hierdie formaat van YouTube om goeters te kyk of wat ook al. Jy weet dit is nou deel van die samelewing. Maar wat gaan gebeur as daai tegnologie nie meer beskikbaar is nie? Wat gaan gebeur op daai stimulasie word nou weggevat? So hoe gaan jy as sê net maar hoof van jou familie of jy hoef nie eens die hoof van die familie te wees nie, maar hoe gaan jy as persoon dit hanteer? Hoe gaan jy met dit hanteer met 'n jy weet as jy 'n vrou het wat ek noem hulle sommer girly girls en daar's niks fout daarmee nie. Jy weet dit is 'n vrou wat baie vroulik is, as ek dit nou maar so kan stel. Jy weet sy word nie vuil nie en sy's 'n girly girl. Ek dis nou maar wat ek hulle noem. Maar daar's nie fout daarmee nie. Hoe gaan jy met hulle maak? Hoe gaan hulle die ding hanteer? Want op 'n stadium gaan daar 'n mate van rustigheid weer kom. En dan moet jy
kan aangaan en jy moet kan herbou en jy moet kan herfokus. En selfs in die tyd waar die angs daar is, gaan daar tog tye wees wat jy dalk 'n klein bietjie rustiger wees. Soos wat ek nou gepraat van die adrenalien. Kom ons sê daar's tye wat jou adrenalien dalk nou val na so 40% toe. Jy weet, jy hoef nie so angstig te wees en so op die knoppie te wees nie. Jy weet, jy kan bietjie rustiger verkeer. Het julle iets in gedagte wat julle kan doen as familie? Wat jy vir jou vroutjie kan gee, wat sy so lank aan die gang kan sit, om die kinders rustig te hou, byvoorbeeld. Jy weet, daai tipe goedjies. Ek dink is iets wat julle dalk moet aan dink. Ek dink is iets wat belangrik is. Jy weet, ek glo maar altyd vir, jy weet, vir kinders is dit redelik maklik. Gee hulle 'n bal en hulle kan aangaan, maak nie saak wat dit is nie, hulle sal 'n plan sien. Kinders is nogal effektief om hulle eie speletjies uit te dink. Baie van die goed maak nie natuurlik altyd baie sin nie, ek gaan eerlik wees met julle, maar hulle het nogal daai vermoë om dit uit te dink. Maar weer, onthou die generasie, jy weet wat voor hierdie goed te groot word en met die toestelle, jy weet, hulle kan nie noodwendig aan daai goedjies dink nie, so jy gaan dalk bietjie moet help. Byvoorbeeld, en selfs met jou vrou of jou man, jy weet, hang nou maar af hoe julle dinamika werk. Jy weet, dan as jy alleen is ook, hoe gaan jy jouself kan kry om net 'n bietjie af te skakel, om bietjie te herfokus, net om jou, ek wil amper sê, ek wil nou maar die Engels gebruik, om jou center weer te kry. Jy weet, net om jouself ook weer net rustig te kry en te kan herfokus vir die volgende dag, byvoorbeeld. As jy nou een of ander skof gebruik het, of skof gewerk het, of wat ook al, as jy in 'n tipe van 'n commune of 'n groep, of wat ook al is. Jy weet, wat gaan daai aftreksel wees om jou op die einde van die dag net 'n bietjie, jy weet, aan iets anders te kan laat dink, ensovoorts. En onthou mense, ek praat nie van goed soos Monopoly nie. Jy kan ook net soveel keer daai tipe goeter speel. So hy het sy werk, maar dis nie iets wat jy elke aand kan gaan doen nie. So mense, ja, ek dink dis iets wat julle aan moet dink. Ek dink is nogal belangrik om jy weet, dit maar in gedagte te hou. En onthou mense, 'n ander ding is, moenie julle groot mense vergeet nie. Jy weet, iemand wat met 'n ouma en 'n oupa of wat ook al hier aankom, of waar ook al aankom, of by mekaar kom, of hoe ook al. Jy weet, wat gaan julle met hulle doen? Hoe gaan julle hulle aan die gang hou? Wat is daai, jy weet, konsep, hoe gaan julle hulle roetine vir hulle reghou? Want weer 'n keer, ek ken baie van ons groot mense wat nog baie sterk is en baie goed is en baie dinge in plek het, en regtig gefokus is in wat baie gaan help, veral in daai tyd. Maar weer 'n keer, jy weet, daar is maar sekere realiteite van die lewe wat, hulle word maar 'n bietjie geouer moeg, hulle is maar, jy weet, as hulle nou siek raak, vat bietjie langer om gesond te word, en al daai tipe dinge. Hoe gaan jy daai mense motiveer, en hoe gaan jy hulle aan die gang hou, en hoe gaan jy hulle weer, daai normaliteit weer vir hulle bymekaar bring? Ja, so mense, dis maar vandag se boodskap. Ek wil hê julle moet maar 'n bietjie daaroor dink en net julle goedjies maar so hanteer en kyk. En onthou mense, ek kan nou 'n klomp voorbeelde vir julle gee. Maar dit moet familie spesifiek wees. Dit moet dit is 'n baie persoonlike ding. Ek sal net so vinnig 'n voorbeeld gee van myself. Jy weet, as ek nou regtig deur 'n moeilike tyd of wat ook al gaan, like ek daarvan om op my eie te wees. Wat beteken ek gaan sit daar ergens op 'n klip in die middle of nowhere en dan sort ek nou maar die dinge uit. Maar 'n ander ou is nie noodwendig so nie. Jy weet, en dit werk ook binne ons familie dinamika, want hulle weet as ek dit doen, moet nou nie kom pla en al daai tipe goed nie. Maar onthou net, dit gaan nie noodwendig 'n realiteit wees in die tyd wat vir ons voorlê nie. So mense, ja, dink maar daaraan, neem dit in ag en dan dan kyk of jy 'n plan kan sien rondom dit. Okay mense, ek hoop julle 'n lekker dag, ons praat weer.